stories opmaak, ja, dan gaan ek kwaad raak. Maar ek was glad nie vir jou gister kwaad gewees nie. Het ek al ooit van jou kak gepraat? Nee, ek vat 'n voorbeeld. Luister, ek vat net 'n voorbeeld. Ek vat 'n voorbeeld, byvoorbeeld, jy gaan sit by Roxanne. Sorry Roxanne, ek gebruik jou naam want ek lees jou naam reg. Jy gaan sit nou by haar. Jy weet ek en sy tif met mekaar. Maar dan gaan sit jy en dan gaan praat jy kak vir my. Ek bedoel, dit is wanneer jy my omkrap. Maar jy het nog niks slegs van my gesê nie, so ek is nie eens kwaad vir jou. Ek is regtig nie. Ek het eintlik meeste van die tyd stil gebly. Ek was op my eie missie gewees. Want ek het nie nodig om jou uit te kak nie. Later die aand, toe roep jy my weer. Maar ek sal nou met jou praat. Was ek lelik met jou gewees? Nee, ek was nie. Ek het maar net vir jou gevra wat gaan. Maar dit is verander weer toe mense inkom en my as 'n punching bag gebruik. Ek dink, weet jy wat, in die ergste van alles is, nee, not one person showed kindness en het gesê, wow, julle, okay, fucking hell. Het gaan al van 10:00 vanoggend en dit is nou al amper 9:00 die aand. So, okay, kan ek die gesprek terugbring nou, hoekom ons eintlik hier is? Yes, en ek gaan nou vir jou sê, ek het dit was gisteroggend, toe stuur Edward vir my 'n live invitation. En toe ek hier aankom, toe kom 16 nie in, en ek het nie geweet dis 16 se man nie. So toe dadelik, dis daar wrywing. Okay. En ek wil nie oor die situasie praat nie, maar toe vat ek haar man aan, omdat hy, jy weet, want Bomma was nie eers hier nie. Okay, maar kom ons bring nie Bomma nie. Ag nie Bomma nie, Mzansi. So, en dis toe ek ons gaan nie om bespreek nie. Exactly, now that's what I said. En toe begin het nou krapperig raak, toe stem ons ooreen, ek en 16 los mekaar uit. Fine, toe roep Katty my, nee? Hier klim 16 in en kan ook maar sê wat sy wil, maar net die oggend het ons besluit, ons los mekaar uit. Wow. Wie word bespreek hierso? Nee, ek is gesammens nou weer. Nee, jy het my naam gemense. Nee, gister is ek Wat het ek met die hele plek van eiers uit te waai? Gister is ek na Edward se live toe nie gesammens nie, invite. Toe kom 16 se man in en het jou gesoek. Ja. Toe begin hy dreig goedjies sê, toe raak ek opgewonde. Okay, maar kom ek sê hulle gou som hierso reg, dis omdat sy vrou 'n kak aanmerking gemaak het, né? Toe maak mense aanmerking terug wat hy nie eens van bewus was nie, wat hy heeltemal anders 'n storie gekry het, né? So die mense moet ophou begin kak praat, né? Kom met feite, want toe ek kom die screenshot stuur, ek kan vir julle die DM's van fokus screenshot en julle wys. Maar sien Mzansi, so, hulle moet nie aanhou met hulle dryf mense wat nie. Ek was gesammens, nie jy nie. Kan ek net dink gou? Want jy sê nou net uit van my gepraat daar. Ja, hy het jou gesien. Heeltemal duidelik maak. Niemand is gesammens nie. Ons wou iets uitgevind het. Maar toe kom hulle daar, ek gaan nie name noem nie, want hulle is nie hier nie. Ek sal later met hulle 'n gesprek ook hieroor. Ek het gister ook met hulle een gehad. En vir hulle verduidelik. Dit is nie ons skuld dat hulle so te kere gegaan het in daai live nie. Inteendeel, as ek regtig daar kon 100% by wees, as ek nie gewerk het nie, sou ek duidelik vir hulle gesê het, hou nou op. Maar die feit van die saak... Ja, so, ek gaan nou uitklim, al wat ek sê is, so, as haar man wil kom, ek wacht nou nog vir aanverskoning, soos hy gesê het, hy gaan. Want hy het in my DM's gekom en hy wil sê, fok en hy het 'n gym en wat. So, dit help nie goeie dreigemente nie. As jou vrou opgefok het, laat sy vir dit staan. Laat sy dit kom regmaak. Dit help nie sy doen mense goeders in die comments, en dan sodra iemand vir iets sê,
dan wil jy op jou perdjie spring. Mzansi, ek dink jy moet 'n hulle feite reg kry. en dan hoe kom hy sy reageer. vra verskoning. Ek kon sien sy behavior, wat hy vir my in die DM's gesê het. En dit fokus staan my nog glad nie aan nie, want dit is kinderlik. Al wat Ja. ek sê is, sy moet kom om verskoning vra wat sy gesê het, want sy vertel vir eie man kak storieetjies en dan wil hy op mense se dakke naai. Dan eventually naai het op hulle albei se dak. Okay, Ek stem met jou So saam. don't mention me wanneer ek nie betrokke is met enige ding nie. Ja. Maar ek stem met jou saam wat jy daarso sê, want ek het op, ekskuus Edward, ek gaan jou nou kans gee. Ek het ook op haar kak aangejaag, nê, en jy kan vir enigiemand op hierdie app vra. My man het nog nooit in iemand se DM's geklim en gedreig nie. My man sê nie mense sleg nie. Hy sê as jy kak aanjaag, moet jy jou eie kak gaan uitsort. So ek hoor waar hy vandaan nooit kom. Jy weet dat as jy kak aanjaag, moet jy vir jou eie kak staan. You know? Dis maar net wat ek sê. My man is ook glad, hy raak nie Ek wil betrokke net nie. gou hierso vra, Miss America, ek gaan jou nou baie mooi sal bly in die boksie sit. Hoor wat Edward gesê het, niemand gaan beklei nie, niemand gaan fight nie, niemand gaan skree nie. Nee, ek wil net sê oor die aanneem. Maar dit is hoekom ons Miss America, ek wil net Hy gou kan nie die eerste sê nie. Hy het gister die need gevoel jy om by Kat in 'n- in te klim. Heel Jy bekaas het asseblief. jy het nou 'n WhatsApp gestuur vir mense. Nee, ek gaan praat Waarom? want hy het gister besluit om in 'n boks te klim by Kat 2 keer om my sleg te sê. Ja. Nou kan jy praat. Eerstens, jy gaan nie met so 'n houding na my toe kom nie, want ek gaan ordentlik met jou praat. Ek wil weet, waar het ek jou geboelie, waar jy dit sopas op 'n WhatsApp bevestig het, aan 'n groep kinders wat ons regtig wil help. Okay. En wat Antwoord my het asseblief. jou te doen? Hoekom is jy so 'n drama queen, nee? Nee, Dat ons jy gaan nie alles- daarmee in Amerika. Respek. Okay. Drama queen, waar's ek 'n drama queen? Die enigste drama queen op hierdie heilige oomblik op hierdie platform is jy. Ek is hier na toe geroep. Want jy Bly loop sit en jy, beswaar ek my het my naam op WhatsApp. By 'n projek waarmee ons besig is om kindertjies se Kersfees vir hulle gemaklik te maak. Nou gaan jy op daai platform en sê vir hulle ek is 'n boelie en ek weet nie wat se klomp kak nog alles nie. So ek wil net weet waar het ek jou geboelie? Dis sien jy sê dis jou projek. So ek was onder die indruk dis jou projek want dit is hoe jy dit laat klink het en laat lyk het en jy kan met my stry soos jy wil, jy het dit nou net weer gesê. Julle As dit my projek is dit my projek. As dit Icekoffiee se projek is dit Hane. Jy het my naam genoem op 'n platform waar jy nie moes nie. Ja, verduidelik asseblief. Nee, gee my nou 'n kans. Maar jy het gesê Hoekom dis doen jy jou dit? projek. Miss America, wat is jou beef met my? Sê net vir my, wat is jou beef met my? Dat ek nou vir 'n 70ste keer vir jou kan sê jammer omrede ek jou kak vertel het, omrede jy 'n kakkom in Roxanne se live van my gemaak het. Wat is jou beef met my? So, jy het gesê dis jou projek. Toe sê ek net op die groep as gevolg van Edward se manier hoe hy my behandel, Gebruik. wys dit asseblief. Miss America, luister gou nie. Ek wil gou by jou hoor. Daar was 'n paar mense wat saam met jou in daai live was van gister van Kat. Ek is gevra om soontoe te gaan oor ek blykbaar Edward se live met jou geshare het waar jy gesamen was en uitgehaal het en goed. Daai live wat ek met jou geshare het was nog voor ek geweet het wat Kat hulle in hulle live vir jou gesê het en wat jy gaan doen het by Christian en wat jy gaan doen het by hulle het niks met my uit te dalk waai nie. Jy kan sit waar jy wil, jy kan doen wat jy wil. Jy's 'n groot mens. Jy's 'n groot vrou wat jou eie keuses en eie besluite het. Ek gaan nie beklei nie, ek gaan nie drama maak nie. Ekskuus Edward, ek gaan nie beklei nie. Ek gaan nie drama met jou maak nie. Jy kan letterlik gaan sit waar jy wil, by wie jy wil, praat met wie jy wil. Ek worry nie. Wat my bekommer is die feit dat jy op 'n boodskap vir mense is waarmee ons besig is om hande te vat om te help om kinders
'n ordentlike Kersfees te gee wat niks en niemand het nie. Hulle het nie eers 'n fucking familielid nie. Letterlik ons sou gesien gewees het as hulle familielede. Toe jy goed gedink om op daai boodskapie te sê, laat Edward jou boelie en laat hy nie dit werd is om daai plek se spokesperson te wees nie. Laat ek gou vir jou sê, Bobby Bear is hier. Sy is daai mense se spokesperson. Ons is die mense wat uit ons goeie harte uit, insluitend jy, ek meen jy was ook bereid om 2 kinders in te vat en te help. Insluitend jy, wat goeie harte het om daai kinders te help. En jy het besluit om 'n ding wat op TikTok verkeerd geloop is en uitgesort is tussen jou en Edward en whatever. Jy het besluit, luister aan Miss America asseblief, gee my kans, gee my kans asseblief. Ek vra jou bitter mooi. Okay. Dit was uitgesort, alles was klaar. Nee, dit was nie. Jy besluit, jy gaan Edward se naam op en sleg maak. Hy het gister in Katelis se live ingeklim, omrede dit vir ons gesê is, laat jy ons daar bespreek. So waar ook al jy bespreek word, gaan ons vir jou sê, hoorie, jy word bespreek daar, so gaan soontoe gaan hoor wat aangaan. Jy het ons soontoe gebring. So dit is nie dat ons gegaan het om jou aan te val of enige iets nie. Ek meen, ek het, vra vir Kat, ek was daar, maar ek was daar toe die hele fucking live verby was. Toe ek eers my sê. Het ek julle invite? Jy het ons name genoem, so mense van ons wat daar gesit het na ons toe gekom en gesê, hoorie, Miss America soek, wel ek was direk gesê, hoorie, Miss America soek jou in Kat se live. En toe ek nou eventually daar kon uitkom, en kom Katty. Het Edward se live gesê en toe vra sy om verskoning, sy het net verwag. Ja, maar ons het dit aan Edward verduidelik. En toe kom Edward daarin. En Edward is ingekom en hy kom mooi met jou praat en jy raak aanvallig. Maar jy hoor jy so julle, ek wil net vir julle ietsie sê, my foon se battery is op 6%. Miss America, en dan gaan dit nou duidelik maak. Ek wil hê jy moet nou mooi luister asseblief. Ek is nie 'n persoon wat 'n vrou sal boelie nie. Maar as jy vir my gaan kom met geen fucking rede nie, gaan jy die duiwel uit my ruk, want dan soek jy letterlik iets van my, en ek weet nie wat dit is en jy kan nie vir my sê nie. Maar, weer eens, sal ek die doos wees, en ek vra vir die 10de keer vir jou om verskoning, omrede ek jou kak vertel het, omrede jy 'n kak opmerking van my in Roxanne se live gemaak het. En dan wil ek ook net vir Bobby Bear nou hier sê, Miss America, as gevolg van daai boodskap wat jy nou vir hulle gestuur het, of iets is, hoop ek, jy kan die 2 kindertjies vat wat ek sou gevat het, om vir hulle 'n Kersfees te gee, en jy kan hulle 'n Kersfees gee. Dit was 3. Ek is uit. Julle is so dramaties gewees. Go Maar ahead. Amerika, luister vir my. Kan jy nie sien dat dit 'n direkte nagevolg is van dit wat jy gepost het nie? Okay, Wat jy nie listen. goed gesê het nie. Ice coffee. Dit is 'n closed group, right? Luister gou, Ice Coffee, Miss America, skies, ek gaan nou jump, julle kan nou klaar praat. Miss America, Edward het nou vir jou om verskoning gevra, of jy dit nou aanvaar het of nie, ek weet nie, ek het nie gehoor nie, ek was goed besig. Luister, kan ek klaar praat, asseblief, gee my 'n kansie. Ons gaan jou uitlos, jy gaan ons uitlos. Volgens my is ek klaar hiermee, dit is uitgesort. Ice Coffee, ek sien jou later, ons praat later. Miss America, Shane, Swartkat, Katrix Murphy, ek hoop julle het almal 'n awesome dag. Sien en praat later. Tata. Maar sien, Mrs. America, dit is ook maar die manier hoe jy terugrespond. Jy weet, jy was ook maar gister in my live en ek verstaan 100% jy wil vir jouself opstaan. Maar nou raak jy buite rug en dan kom die mense terug vol fucking stoom vir jou. Verstaan jy wat ek sê? Ek verstaan, ek weet nie wat jou drama met jou en Shakira regtig is nie. Ek weet sy is baie demoerend vir jou, maar jy het ook baie keer, jy weet, comments gegooi op 'n baie fucking sarkastiese manier en dit maak 'n mens demoer in en dan raak 'n mens lelik. En die groot ding So, is, I'm just saying. nie almal kan hulle emosies beheer soos wat van ons het beheer nie. Daar's van die comments wat jy maak, en ek is nou eerlik as ek dit sê, wat dit dink, jenne, as jy dit van die verkeerde persoon maak, dan sê jy stront. Verstaan? Ja. Jy moet daai volte Ja, en as jy mense ook mute, as Ice Coffee, as jy mense ook mute terwyl hulle 'n opinie het, nê?
dan raak die mense en dan fucking 20 mense vir jou demoer en want hoekom het ek nie 'n opinie nie? Hoekom mag ek nie my sê nie, maar net een persoon mag, jy weet byvoorbeeld daar sê. I'm just taking an example. Nou as jy nou weer kak by 20 mense, dan DM almal ja, maar kat, jy's onregverdig. Hoekom kan Mrs America byvoorbeeld haar sê maar ons mag nie want sy het dit en dit aan ons gedoen. So nou gee elkeen 'n kans, maar jy's ook sarkasties en dan raak die ander mense demoer in. So dit is ook nie reg nie, Mrs America. En actually het ons elkeen hulle kans gegee om te praat en dan het jy weer teruggerespond. Daar was baie min gewees wat die mense boor mekaar gepraat het. So dit was nie dat fucking 6 of 8 mense in een boksie die hele tyd jou geredekeel het nie. Mense het ingeklim en hulle het hulle sê gesê en dan het hulle uitgeklim. So, want jy laat dit klink asof ons met fucking stokke gemoer het. Ons het nie. Okay. En dis die ding wat jy moet verstaan. En dit is wat ek sien met soveel mense op die app wat eintlik my verskriklik hartseer maak. Is die feit dat hulle kan uitdeel en hulle kan mense sleg sê en hulle kan hierdie comments los onderop en hulle dink mense sien dit nie. Hulle dink mense sê oepsie. Maar op die ou einde van die dag mense sien dit, verstaan? En jy sê dit ook net vir die verkeerde persoon. En dan begin daar drama. En dis die groot issue met hierdie app. Maar die eintlike ding wat ek nou wil sê is, kom ons los mekaar nou uit. Jy het niks met ons mee te doen nie, jy praat nie meer van ons nie, jy praat nie meer van wat ons doen nie, en ons sal dieselfde met jou doen. Want jy het al my vertroue nou verloor. Absoluut alles, omdat jy mense beskuldig van goed wat ek weet hulle nie is nie. En dit nogal op 'n platform, op 'n groep, wat verstaan, daar's nou skade aangerig wat ek nou moet gaan probeer regmaak. Op 'n manier, ek weet nie hoe nie. Daar's nie skade aangerig nie, dis nie. Daar is nie. Daar het hulle is dramaties. Hy het nou self gesê, ja, Miss America, as jy in die besigheidswêreld is, nê, dan sal jy weet, 'n skewe woord kan 'n besigheid verinneweer. En dis nou presies wat daar gebeur het. So daai skade moet ek nou gaan beperk op 'n manier. Ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie, maar ek sal dit moet probeer doen. Ek was met Bobby Bear op die foon. So whatever happens, but so ek kan sê, daar was nie eers kwaadheid of enige iets nie. Okay, maar ek wil op spesifiek nou nie ingebring het nie. Ek het nie haar naam genoem nie, jy het haar naam genoem. So ek gaan jou vra om dit nie weer te doen nie. Maar ek hoop julle kan die dinge uitsort. Ek wou maar net vir gesê het, ons het daar nie met stokke gemoer in my live nie. Sorry dat ek hier oorvat, Ice Coffee. Nee, jy's reg. Sy het ook maar lelik voorgekom en dit het ook maar 'n paar mense te moer in gemaak. Maar ek het glad nie 'n probleem met die girl nie en eerlikwaar, ek het nie tyd om mense te boelie nie. Ek het fucking 'n lewe buite TikTok soos wat almal sê. Maar Mrs America, alles wat vir jou mooi is, Ice Coffee, ek sal weer in jou live inklim. Ek gaan nou eers gaan kos koop. Dis reg, geniet dit. Alright, bye julle. Ja, bye. So ja, ek dink ons skei ons paadjies, ons los mekaar uit. Nee, ek het niks gehoor nie, my foon het haywire gegaan met 'n oproep en 'n WhatsApps en goed. Okay. Nee, wat ek wil sê is ons trek nou die streep hierso. Jy praat nie meer van ons nie, of van my en Edward hulle nie. Okay, ons sal nie weer van jou praat nie. Dis 'n non-entity, dis 'n no-go gespreksone. Okay, en ons gaan ons eie gaan. Want op die einde van die dag het ek my vertroue wat ek in jou gehad het, ek nou verloor. Verstaan, en dit is moeilik om daai vertroue weer te wen. En al hoe jy dit nou gaan regkry, is as jy my gaan wys dat jy ons kan uitlos, en ons sal jou uitlos. 100%. Mind nie by wiese boksies jy gaan sit nie, ek gaan nie daarop judge nie. Dis nie my plek om vir jou te sê nie. Maar op die ou einde van die dag, jy weet wie's my vriende.
Moenie van my vriende praat nie. Ek vra jou mooi. Ek gaan jou nie dreig om te sê ek kom vir jou nie. Ek vra jou net mooi. Hou net my vriende se naam uit jou mond uit. Okay. Okay. Yes. En jy is welkom om my boksie te kom sit as ek hier is en hulle is nie hier nie. Jy is welkom. Ek gaan jou nie weggooi nie.